Musiekfeeste is 'n kans om aan te trek soos jou gunsteling popster. Maar hoe trek jy aan vir 'n fees sonder om styl net vir gemak te verruil? En hoe maak jy seker jy lyk die hele dag nog vars en stylvol? Ons gesels nou met Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect wat vir ons gaan wys hoe om die perfekte sogenaamde festival look te skep. Julle, ek is baie opgewonde oor hierdie gesprek. Ek kan nie wag vir 'n paar wenke nie, so baie welkom. Dankie Elsa. Goed, wat is die eerste ding wat 'n mens moet oorweeg wanneer 'n mens so 'n uitrusting kies vir 'n fees? Ek dink die belangrikste is om eers uit te vind waar is die fees. Is dit binne, is dit buite, is dit op gras, is dit op klippe, sodat jy nog steeds jou persoonlikheid kan behou, maar nog steeds prakties kan wees. En natuurlik ook die tema van 'n fees neem ek aan, né? Ja, daar's baie feeste in Suid-Afrika. Ons het nog 'n lekker verskeidenheid. Ons het kosfees, ons het wynfeeste, ons het musiekfeeste. So ja, daar's lekker verskeidenheid en dan is daar ook soos ultra sulke tipe feeste waar mense regtig waar all out gaan. Hulle boek partykeer make-up artists vir sulke geleenthede. Dit is so. Michelle beaamde, het hulle jou al gekontak, Michelle? Wel, ek het 'n klein sussie wat elke jaar ultra toe gaan en sy boek my om haar hare, make-up en styling te doen. So dit is iets waaraan ek baie gewoond is. Dis 'n hele ding, dis 'n uitstapping. ding. Goed, so ek dink die belangrikste is hoe balanseer 'n mens dan nou styl en gemak by 'n fees? So my grootste wenk is om een item te kies wat bietjie meer stylvol te wees of stylvol is en jou uitrusting meer gemaklik te hou. So 'n mens kan lekker rondspeel. Jy kan 'n all black outfit dra en miskien 'n mesh toppie soos die wat ek nou aan het, maar een wat steentjies op het. Jy kan met jou grimering speel en jy kan baie stene op jou gesig plak as dit is hoe jy jou statement wil maak, of jy kan met jou hare speel. So met jou hare kan jy baie doen. Ek dink 'n mens kan so all out gaan as dit kom by feeste. Ek hou daarvan om my hare uit my gesig uit te hou as ek by 'n fees is, want ons niks so irriterend soos se mense hare wat die hele tyd in jou gesig is as jy probeer jouself geniet nie. So ja, ek sal sê hou jou uitrusting gemaklik, maar add ietsie wat 'n bietjie van 'n statement is, of dit nou jou hare of jou grimering of 'n baadjie is wat bietjie bling. Dit is my wenk. Ja, dit klink vir my asof jy geheim in die detail lê. Absoluut. As jy dit so kan stel. Okay. Nou hoor ons gereeld van die sogenaamde must-have items. So, wat sou julle uitsonder vir enige feesuitrusting? Want ek sou sê 'n sonbril. Sonbrille definitief. Yes. Ja, en daar's ook 'n verskeidenheid van sonbrille. Maar ook belangrik, daar is sonbrille wat by sekere gesigtipes pas. So ek sê altyd as jy 'n ronde gesig het, gaan vir meer hoekige sonbrille en as jy 'n hoekige gesigshape het soos 'n square of 'n diamant shape, gaan dan meer vir 'n ronde sonbrille. Maar dan sal ook soos retro sonbrille en daar's brille met verskillende kleure glasies, maar ook 'n must-have item definitief vir my is either a crossbody bag, want jy wil nie 'n groot handsak daai nie. Ja. En dan ook goed soos hoede. Speel lekker met hoede en bandanas en bring accessories in, hair clips en al sulke goedjies waarmee jy bietjie kan net jou outfit opzoos. Wil jy iets byvoeg? Ja, ek hou van 'n sonbril, iets vir my wat ook 'n must-have is. Ek is iemand wat vinnig kan koud kry, so in die aand, ek hou van iets lig wat ek net weer kan add later die aand as dit koud raak. En watter soort skoene sal julle aanbeveel vir 'n fees? Want 'n mens wil weer eens gemaklik wees. Definitief nie nuwe skoene nie. Yes, dit is die grootste wenk wat ek kan gee. Ek dink baie mense koop nuwe skoene en hulle neem nie in ag dat nuwe skoene vir jou blaase gaan gee nie. So dit is een ding. En ek sal sê gemaklike skoene want jy gaan baie loop, jy gaan baie staan, jy gaan lekker dans meeste van die tyd. So ek sal sê iets wat gemaklik is. En as 'n mens 'n sneaker gaan kies, moenie iets kies wat uit 'n materiaal uitgemaak is soos 'n canvas nie. Kies eerder iets wat 'n mens kan afvee na die tyd of lekker kan skoonmaak, want as dit 'n materiaal sneaker is, hy gaan in die asblik opeindig. Maar 'n lekker gemaklike boot is ook goed. Ek persoonlik hou nie van 'n oop skoen by festivals nie, bloot vir die feit dat daar risiko is dat mense op jou voete gaan staan en sulke tipe goed. So ek hou nie daarvan nie. En ek sal ook nie hakskoene aanbeveel nie. Glad nie iets met 'n hakkie of 'n wedge even. Dit
lyk dalk mooi, maar dit gaan net 'n uur mooi wees en dan gaan jy daai skoene uittrek. Absoluut. Want jy gaan eerder dan koolvoet wil gaan as wat jy ongemaklik is. Nou, jou gemoed gaan nie so mooi wees nie. Definitief nie. En ek het al 2 van daai foute gemaak want ek het een keer nuwe stewels of boots aangeskaf want dit was toe ek nou nog feeste gedek het en my voete was so seer gewees en dieselfde was met daai sneakers wat ek nie in ag geneem het nie. So ek kan dit heeltemal beamoen. En jy kry mooi sneakers, so jy hoef nie noodwendig op te dress op jou shoes nie. Hou daai vir ander geleenthede, maar jy kry die mooiste sneakers wat ook rhinestones en stinkies en goedjies op het. So gaan dan vir ietsie soos dit wat nog steeds gemaklik is. Absoluut. Nou, hoe kan iemand 'n eenvoudige uitrusting meer festival ready maak? Definitief deur jou bykomstighede. Ek sal sê sonbrille en dan ook weer eens bring verskillende hoede in, veral as dit 'n buite-event is. Jy wil nie deur die son gebrand word die hele dag nie. So ek sal sê definitief 'n hoed of dan 'n bandana. As jy net 'n kopband of ietsie om jou hare sit, dit maak dit meer festival en dit maak dit bietjie meer funky. En watter mode neigings of tendense sien ons op die oomblik by feeste? So ek dink iets wat al vir 'n rukkie baie trendy is daai bouhou tipe look. Ek dink baie mense hou daarvan om die bouhou look te doen. Cowboy boots is baie in by festivals nou so daar. So ek dink dit is ook 'n groot trend op die oomblik. En dan natuurlik Zara Lawson het die colorful tipe looks ingebring met die kleurvolle grimering en die kleurvolle uitrusting. So ek dink dit gaan ook 'n groot trend wees by festivals. Om lekker te kan speel met kleur. Absoluut. Ja. Wat is algemene stylfoute wat mense maak wanneer dit kom by feeste, behalwe nou vir die verkeerde skoene wat hulle kies? Ek dink die grootste fout wat enige vrou kan maak is om 'n groot handsak saam te vat. Ja. Daai handsak gaan iewers rond lê, hy gaan swaar word, hy gaan in jou pad wees en jy gaan hom later net wel iewers neersit. So vat jou selfoon en vat jou bankkaart of sit jou banking app ewen op jou foon en kry 'n mooi crossover sakkie wat eerder daarby gaan as wat jy die groot handsak het en later is hy net eintlik in die pad. Iets wat ek dink 'n groot fout is wat meeste mense maak is hulle sit styl bo gemak. Ja. En ek dink jy moet regtig in ag neem dat jy gemaklik wil wees, jy wil kan rond beweeg, jy wil nie voel jou klere is restrictive nie. So al wil 'n mens mooi lyk, as jy gemaklik voel, gaan jy ook jouself meer geniet. Ja, moenie overdress nie. Ek dink vind regtig uit waar is die geleentheid en wat is die geleentheid en gaan gepas by die geleentheid. Soms wil 'n mens gaan sokkie op die verhoog ook, jy weet, dit gebeur dit is wat soms. jy gewoonlik doen. Goed, net vinnig ons het 'n paar sekondes oor, maar hoe kan 'n mens vroulik en stylvol lyk sonder om te hard te probeer? Deur die accessories by te sit. Yes, ek sal sê styling, net hoe jy jou make-up en jou hare doen en alles bymekaar sit. Ek dink julle het baie goeie en praktiese wenke gedeel. Ek wens ons het meer tyd gehad want ek sou graag wou weet hoe kan ek soos Lady Gaga lyk? Jy weet wanneer ek weer 'n fees besoek. Maak 'n konsultasie af. Goed, ek gaan 'n afspraak maak en dan kan julle vir my 'n bietjie meer wenke met my deel, maar baie dankie vir julle tyd vanoggend. Dankie. Goed, ons hoop jy weet nou teen die tyd hoe om stylvol vir 'n fees aan te trek. Net hierna gaan ons voort met vanoggend se fees hier by Goeiemôre Good Morning wanneer Bartu in die ateljee kuier. So bly ingeskakel want hy deel nou nuwe musiek.